Ek wil graag met julle 'n baie unieke verhaal deel. 'n Verhaal wat Jesus vertel het een keer toe hy naby aan 'n wingerd verbygeloop het. Jesus het dit gereeld gedoen wanneer hy iets sien, iets raak sien wat mense sou verstaan, waarmee hulle sou kon vereenselwig, dan het hy daaroor gepraat en dit dalk as sy metafoor gebruik of ook gebruik soms as deel van sy gelykenis. Nou hierdie verhaal is nie 'n gelykenis nie, maar dit is 'n metaforiese verhaal wat vir ons kom verduidelik waar pas ons eintlik in. En ek wil hierdie verhaal vir jou lees uit Johannes 15 uit. Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af, maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie, en so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my kan hulle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. Jesus kom praat hier van effektief Christen wees. Hoe lyk dit wanneer ek werklik 'n Christen is? Ek dra vrugte. Jesus noem dit hierso. Jesus praat van die vrugte en gereeld in die Bybel word daar oor hierdie tipe ding gepraat. Baie keer noem hulle dit selfs vrugte. Eintlik is dit wat ek en jy doen baie belangrik. Ons het op 'n stadium gekom in ons lewens waar ons gedink het dit is dalk nie so belangrik om te doen nie. Ons hoef maar net te glo. En geloof alleen is nie genoeg nie. Ons moet doen. Ons moet vrugte dra. Jesus self praat daaroor. En dan gebruik hy hierdie metafoor van die wingerd. En hy praat daarvan dat hy hierdie wingerdstok is, die ware wingerdstok. En dit is die ding wat belangrik is, die wingerdstok. Die takkies, die lote aan die wingerd, die druiwe wat daar van sal hang, waarvan mense dan nou wyn sou maak, of wat ook al hulle wil maak van hierdie wingerd, dit kan nie gebeur as die wingerdstok nie reg is nie. Die boer kyk na die wingerdstok. God is die boer wat hierdie wingerdstok dan nou aan die gang hou, wat vir Jesus die mag gee om die beste wingerdstok te wees. Ek en jy is die lote, die takkies wat uit hierdie wingerdstok uitgroei. En dan sê Jesus, dis belangrik dat hierdie lote vrug dra. Want lote wat nie vrug dra nie, word afgeknip, weggegooi en verbrand. En eintlik sê hy daardeur eendag wanneer hy weer kom, as jy nie in hom geglo het nie, as jy nie in hom gewortel was nie, dan gaan jy weggegooi word. Dan gaan jy verbrand. En dis nie iets wat ek en jy wil hê nie. Ons wil hierdie goeie lote wees. Die lote wat gegrond is, gewortel is in Jesus Christus. En dis al hoe ek en jy die goeie vrugte kan dra. Is as ons in hierdie wingerdstok is. Jesus sê, ons moet in hom wees. Ons moet deel wees van hom. Ons moet gegrond wees in hom. Ons glo baie keer in die manier hoe ons praat, ons taalgebruik sê dit eintlik. Jesus is in ons. Ja, Jesus is in ons. Maar ons moet ook in hom wees. En dan sal ons vrug dra. As ons nie vrugte dra nie, is ons eintlik nutteloos. 'n Loot wat nie vrugte dra nie, is nutteloos. Word afgesny, weggegooi, verbrand. Nie ek of jy wil nutteloos wees nie. Ons wil nuttig wees. Ons wil iets beteken. Ons wil vrugte dra. Ons moet vrugte dra. Hierdie teks sluit af met 'n deel wat ons baie maklik aanhaal, maar wat ons nie altyd verstaan nie. Ek lees dit graag vir jou hier in vers 7. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik, dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Ons wil hierdie teks baie keer misbruik en sê, Jesus het gesê ons kan vra net wat ons wil hê en hy gaan dit vir ons gee. Maar hierdie teks, hierdie woorde wat Jesus hier spreek, val op 'n baie unieke plek. Dit kom net nadat hy gesê het, ons moet in hom wees, soos hy in ons is. Ons moet deel wees van hom, en dan kan ons vra wat ons wil. Nou kom ons dink vir 'n oomblik aan 'n ware wingerdstok, aan 'n gewone wingerdstok miskien soos wat ek en jy dalk sou ken. As daar 'n boer is wat 'n wingerd plant,
en daar groei druiwe aan daardie wingerd. Dan kan daardie lote wat aan die wingerdstok is, so goed wees soos wat hulle wil. Hulle kan nie vra dat hulle appels of pere dra nie. Hulle gaan druiwe dra. En so ook wanneer ek en jy in Jesus gegrond is, dan kan ons vra wat ons wil, maar eintlik moet ons vra na die vrug wat God vir ons wil gee. Die vrug wat hy wil hê ons moet dra. En daarom, as ons vra binne in God se wil, dan gaan hy dit vir ons gee. Dan gaan ons soos die lote wees wat vra om druiwe te dra, en ons sal druiwe dra. Ek dink baie keer is ons as mense te geneig om as hierdie lote wat veronderstel is om druiwe te dra, eerder te vra ons wil appels wees of pere wees. Ons wil iets anders te hê. Ons wil iets anders te wees as wat ons bedoel is om te wees. Ek en jy is geroep om vrug te dra. Ons is gewortel in Jesus Christus. Kom ons dra daardie vrug. Kom ons doen ons deel en ons verander hierdie wêreld in die mooi plek wat God wil hê dit moet wees. Here, vandag wil ons net kom vra dat ons in U gewortel sal wees. Dat ons die lote sal wees wat vrug dra. Die vrug wat U wil hê ons moet dra. Here, dankie dat U in die eerste plek na ons kyk en dat U vir ons versorg en dat U ons help om hierdie vrug te kan dra wat U wil hê ons moet dra. Ons weet, Here, dat ons hier op aarde is om hierdie plek 'n beter plek te maak. En ons kan dit doen net met U genade. Dankie dat U daardie genade met ons deel. Help ons om te wees wie U wil hê ons moet wees. Mag ons vrug dra en mag U verheerlik word daardeur. Amen.